Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Ons almal weet die ekonomie is in die toilet. Ons is een van die swakste presterende lande vanaf 2008 en om te herstel van na die COVID-pandemie. Die tariewe van Amerika, AGOA, wat op 'n einde gekom het en die ministers wat gesê het dat ons nie regtig waar Amerika of van die eerste wêreldlande nodig het nie, want ons is so mineraalryk dat daar altyd kopers vir ons minerale sal wees. Dit alles kom nou bymekaar om hierdie perfekte storm te veroorsaak waar slim vang sy baas en ons die populasie van Suid-Afrika die gevolge hiervan gaan voel. Die tariewe van Amerika gaan nie weggaan nie, maar 10-1 styg as gevolg van die boetie-boetie wees met Iran. AGOA gaan weer ingestel word, maar Suid-Afrika gaan hoogs moontlik uitgesluit wees daarvan. Amerika en ander eerste wêreldlande het gesê daar is veel meer lande waarvan hulle minerale kan koop en Suid-Afrika is nie die enigste land wat minerale het nie. Die wêreld het besef dat BEE net 'n handjievol mense bevoordeel het en dat hulle nie in Suid-Afrika wil investeer nie want BEE aanstellings maak dat ons land se besighede nie so winsgewend is nie of glad nie winsgewend is nie. Wat verwag jy as mamparras aangestel word om werk te doen waarvoor hulle geen kennis, opvoeding, ervaring het nie? Wel, ons weet nou al wat gebeur. Eskom, Transnet, SAL, munisipaliteite en dienslewering is alles op die koffie of nul op 'n kontrak. Hier is 'n voorbeeld van hoe belaglik ons moet lyk vir die wêreld. Iran het konflikte in hulle eie land waar baie van hulle mense gemoor word. Die wêreld, veral Amerika, sê hulle is teen dit en sal ekstra tariewe teen lande instel wat met Iran handel dryf of bande met hulle het. Ons kan nie bekostig om nog tariewe te kry nie en is ook verleë om weer deel te wees van AGOA. China, Rusland en Iran kom hou vlootoefeninge hier by ons in die tyd wat hierdie nou aan die gang is. Ons president sê vir Iran, hulle moet hulle self onttrek aan hierdie oefeninge en net observeer. Iran neem nog steeds deel aan die oefeninge wat ons minister van verdediging toelaat, maar omdat sy nie duidelik die boodskap ontvang het nie, of sy gee glad net nie om wat haar president vir haar sê nie. Luister, wat sê ons president toe 'n verslaggewer hom vra, nou wat het gebeur rondom hierdie geval en wie se skuld was dit nou eintlik? No, as you correctly say, the naval exercises were led by China, and we were just the host waters. Our water basin is central to many, many countries that want to do naval exercises. So China had the responsibility to organize, to lead, and to arrange this naval exercises. So they also had the responsibility to invite various countries to come and participate. Now, what happened was that we did raise with China the issue of Iran and said that it would be best that they should withdraw and not participate. And having done so, many engagements happened, and in the course of it all, we realized that we needed more information, and that is why we've constituted a board of inquiry that is going to look very closely into what happened, how it happened, and what steps we now need to take. But more than that, we also need to see the extent to which we ourselves, even as we are not leaders and arrangers of some of these exercises, can take proactive action about certain things, participants and all that. So it is a matter that everyone in defense and in government is seized with at the moment. We rather tend to want to do things carefully and examine every aspect of everything before just blurting out and saying whatever people want to hear on the gallery. So give us an opportunity to do precisely that.
Tipies ANC, nê? Dis altyd ander mense of ander lande se skuld. En wanneer daar 'n fout gemaak is of die geld het net eenvoudig verdwyn, stel hulle paneel mense aan om dit dan te ondersoek. Maar hoor ons ooit wat gebeur van hierdie ondersoeke wat ingestel word wanneer die geld verdwyn, wanneer die foute gemaak word? Word iemand in die pad gesteek as gevolg van dit of word die geld terugbetaal of gaan iemand tronk toe? Ek het nog nie van dit gehoor van die ANC se kant af wanneer hierdie panele ondersoek instel oor hierdie foute wat begaan is nie. Die ANC Suid-Afrika is daarom pateties en sonder enige ruggraat. Ek bedoel, as jy ruggraat het, vat jy verantwoordelikheid wanneer jy 'n fout gemaak het of jy staan by 'n besluit wat jy geneem het. So terloops, die wêreld het 'n dringende vergadering geroep om te bespreek wat hulle gaan doen oor die situasie wat op die oomblik in Iran aan die gang is. Nou raai wie het gesê hulle ondersteun nie hierdie vergadering nie en sal dit ook nie bywoon nie. Die ANC Suid-Afrika. Dieselfde ANC Suid-Afrika wat vir Israel hof toegevat het nie te lank terug nie oor dit hulle volksmoord gepleeg het. Nou oor na internasionale nuus. Trump het gesê hulle gaan vir Groenland vat en dat NATO net moet ja sê daarvoor. Hy sê Amerika het nog nooit vir enige iets gevra nie en dat as NATO nie instem hiervoor nie, dat hulle gaan takel met tariewe. En as hulle ja gaan sê, dan sal Amerika die hele Arktiese gebied vir hulle beveilig en hulle sal almal voordeel trek daaruit. Nou kort daarna wat Trump daai aankondiging gemaak het, het hy op sosiale media gesê dat hy en die president van NATO op 'n raamwerk besluit het vir 'n toekomstige ooreenkoms sodat Amerika vir Groenland kan kry. Hy het ook sy tariefdreigemente vereers teruggetrek. Denemark, aan wie Groenland behoort, sê hulle aanvaar geen raamwerk of ooreenkoms wat Trump probeer onderhandel nie. Nou Kanada, wat ook in die Arktiese gebied is, sê hulle sal artikel 5 van die NATO-ooreenkoms in werking stel en selfs militêr optree teen Amerika om Denemark by te staan om Groenland te verdedig. Nou selfs die Groenland mense het die koue en die sneeu aangedurf om 'n optog te hou teen Trump wat hulle land wil oorneem. Nou ek eindig met 'n paar vrae. Hoe lank voordat Trump doen wat hy met Venezuela gedoen het daar in Groenland en dit is eenvoudig net doen wat hy wil doen. En as hy dan nou die Arktiese roete en vir Groenland gekry het, hoe lank voordat hy begin kyk na 'n regime change hier in Suid-Afrika om die seeroete om die suidpunt van Afrika dan ook te bekom? Ek wonder. Onthou om te subscribe en te like. Seënwense vir julle en mooi loop.